Ons teksgedeelte vanoggend is Kolossense 2 vanaf vers 6 tot en met vers 15. Ek lees hier by vers 6: Aangesien julle dan Jesus Christus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Dan lees ons hier by vers 13 vers 11 deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Gemeente, ons het vanoggend die voorreg om ook te doop. Nou, as 'n mens dink aan die doop, dan het die doop in die algemeen altyd of 3 betekenisse. Die eerste betekenis is natuurlik om vir ons te sê dat die doop ook 'n waarborg is van die afwassing van sondes, dat die doop, soos wat water 'n teken van reiniging is, vir ons ook die waarborg word dat in Christus ons ook skoon gewas is deur die bloed van Christus. Die tweede is natuurlik ook dat die doop ons herinner aan ons nuwe lewe in Christus. Om te sê dat soos wat ons in Christus gesterf het, het ons ook in Christus opgestaan, en daarom leef ons as sy kinders, ook in hierdie wêreld. So aan die een kant wys die doop vir ons die afwassing van sondes, en aan die ander kant die oproep om te sê, gaan wees nou wie julle is, gaan leef nou as kinders van die Here. En natuurlik is die doop ook inlywing binne die kerk van die Here. As jy nou na vanoggend se gedeelte gaan kyk, dan sien ons hier by vers 6, dat vers 6 begin eintlik as 'n loflied om ons te rig op Jesus as die Here. Ons kan ook sê dat die belydenis is eintlik om te sê Jesus is die enigste Here, en omdat die Here die enigste die Here is en die God is oor ons lewe, beteken natuurlik dat ons in 'n verhouding met hom wil leef. Die Bybel praat van dat ons in gehoorsaamheid of in verbondenheid met hom lewe. Nou wat hier so staan in die Griekse teks, om verbonde te wees aan die Here, beteken eintlik om te wandel in die Here se teenwoordigheid, om toe te laat dat ons lewe, ons gedagtes, alles getuig eintlik dat Jesus die Here is ook oor my lewe. En eintlik is dit dat Paulus hier vir ons kom sê, iemand wat die belydenis maak dat Jesus die Here is, kan eintlik nie anders as om juis te wandel in die teenwoordigheid van God en toe te laat dat die Here deur sy woord en sy gees ons lewens voortdurend rig en verander nie. Daarom vers 7 word die metafoor gebruik van 'n boom wat wortel skiet, 'n boom wat vrug dra. Beteken dit dat ons dan ook ons krag, ons vergifnis juis ontvang in Jesus Christus. Hy is die bron ook van my en jou lewe. Nou dikwels gebeur dit dat mense hierin twyfel en onseker is oor die feit dat hulle dan kan leef met die belofte dat hulle aan die Here deel het. Nou die gemeente in Kolosse het ook 'n klomp dwaalleraars gehad wat klomp beloftes aan hulle kom maak het. Onder andere was daar filosowe wat gesê het dat om God te leer ken, moet jy in die magiese opgaan. Dit beteken jy moet jou kan losmaak van hierdie wêreld. En was dit amper 'n tipe van 'n astrologiese beginsels wat hulle moes beoefen het om in ontmoeting met God te kom. En nou kom sê die Here nee, om God te leer ken ons eintlik deur Jesus Christus. Christus word beliggaam God in hierdie wêreld, en daarom as ons die Here wil leer ken, as ons God se hart wil leer ken, dan leer ken ons eintlik Jesus Christus. Daar was natuurlik ook die Jode wat gesê het dat ten spyte daarvan dat Christus aan die kruis gesterf het, dat hulle nog steeds die besnydenis moes beoefen. Daardeur het hulle eintlik die algenoegsaamheid van die kruis eintlik bevraagteken. En kom Paulus in hierdie gedeelte dan sê nee, julle het nie meer die fisiese besnydenis deur mense nodig nie,
Want toe julle tot bekering gekom het, is dit dat die Gees dan nou vir julle reeds besny het. So hierdie besnydenis wat julle ontvang het, was 'n geestelike besnydenis. En dra julle dit in julle, en word die doop eintlik die herinnering daarvan. Die doop getuig van die sterwe in Christus, die opstanding in Jesus Christus, en daarom dat ons nou ook mag lewe as God se kinders. En juis in vers 13, 14 en 15 wil hy dit bevestig. Vers 13 sê, God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy al ons sondes vergewe het. Die Here kom, hy sê, dat die verandering in ons lewe, die subjek van ons bekering is God. God wat dit bewerk het, God wat dit kom doen het, en daarom hoef ek en jy nooit daaroor te twyfel nie. Want in Christus het ons die belofte dat die Here vir ons gesterf het en dat hy vir ons gered het van ons sondes. En die beeld wat hy in vers 14 gebruik, is die van 'n skuldbrief. Is amper soos 'n rekening wat ons maandeliks sou ontvang. En nou kom die Here en sê, hierdie rekening, hierdie skuldbrief teen julle het hy tot niet gemaak, deur dit aan die kruis te spyker. Dat die verlossing is in Christus. Hy het klaar vir ons losgekoop van al ons sondes, die prys is betaal. Inteendeel, hierdie rekening is vernietig. Daar bestaan nie meer by God 'n rekening van my en jou lewe nie. En is dit belangrik dat ons dan leef uit hierdie vryspraak en hierdie verlossing wat ons in Jesus Christus ontvang het. En daarom is daar ook in die laaste vers gesê word, dat die vyand in openbaar vertoon word, was dit natuurlik so dat wanneer 'n oorlog gewen is, dan was die kruisgevangenes vertoon, en so is dit dat Christus ook sê dat hy die mag van Satan oorwin het in Christus, en niks en niemand kan ons ooit weer skei van die liefde van die Here nie. En mag jy dan ook leef met hierdie versekering, dat in Christus hy nie net vir jou gewas het van jou sondes nie, maar hy roep vir my en jou op om in 'n verbondenheid met hom te leef, om te wandel in sy teenwoordigheid, en om toe te laat dat hy ons lewens dan ook verander en rig. Kom ons bid saam. Here, seën ons in hierdie dag, en help vir ons om so te lewe, dat ons in woord en daad sal wys dat ons aan U behoort. Amen.